jy dink aan 'n stukkie van 'n legkaart, dit is uniek en elke stukkie is anders. Maar as hierdie stukkie net op sy eie bly, word dit nooit regtig wat dit bedoel was om te wees nie. Die waarde van 'n legkaartstukkie word ontdek wanneer dit sy plek in die groter prentjie vind. Nou dis 'n goeie manier om te dink oor jou roeping. Calling of jou roeping gaan daaroor dat ek iets ontdek van wie God my gemaak het. My gawes, my storie, my invloed, my geleenthede, my plek in sy plan. Maar contribution, of om 'n bydrae te lewer, vra die vraag, hoe bring ek in liefde wie ek is, sodat ander mense geseën kan word? As calling net gaan oor ek wat myself vind, of my eie lewe bou, dan beteken dit nog nie veel vir ander nie. As calling selfgesentreerd bly, is dit nog nie liefde nie. Calling word liefde, of roeping word liefde, wanneer dit uitdrukking kry in contribution. Ons bring onsself op so 'n manier dat ons iets bydra tot ander se lewens. Deur ons lewe te plaas binne die groter storie wat God besig is om te skryf. 1 Petrus 4 vers 10 sê, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Jou lewe is bedoel om na buite geleef te word, na ander toe. Nie net ingebuig op jouself nie. Dit is wat Jesus se lewe so aangrypend gemaak het. Hy het na buite geleef. Hy was 'n giver, nie 'n taker nie. Ons word ook geroep om te beweeg van takers na givers. 'n Taker of 'n consumer stap in 'n vertrek in en vra, wat kan ek hier kry? Wat kan hierdie wêreld my bied? 'n Giver of 'n contributor stap in 'n vertrek in en vra, hoe kan ek hier waarde toevoeg? Wat kan ek bied aan die wêreld rondom my? En hierdie hang alles af van hoe jy jouself sien as deel van God se wêreld en sy skepping. Dink gou vir 'n oomblik aan 'n familieete in jou huis. Jy het gaste genooi of 'n paar besoekers. En dan is daar ook familielede wat saam met jou die mense ontvang en die ete host. Nou 'n besoeker kan arriveer, die kos geniet en die beste stoel kry in die vertrek en bedien word. En dis 'n mooi ding en ons is lief vir besoekers en ons eer hulle. Maar familie dink en leef anders. Familie sien die skorrelgoed. Familie sien die persoon wat alleen staan en familie sien raak wat voorberei moet word, wat gedra moet word, wat skoongemaak moet word. Dit is hulle huis en hulle help om die gasheer te wees. Nou in Christus is ons nie net besoekers wat deur God se skepping beweeg nie. Ons is seuns en dogters in die Vader se huis. Ons is God se familie op 'n missie. Ons neem verantwoordelikheid vir liefde in die plekke waar God ons geplaas het. Maar hierdie skuif van 'n taker na 'n giver gebeur nie net alles op een slag nie. Dis 'n vormingsproses. So as jy net gou vir 'n oomblik jouself wil verbeel, 4 punte op 'n skaal en die doel waar ons wil by uitkom is Jesus. Hy is die ultimate giver en contributor. En dan aan die heel ander kant van die spektrum is daar wat ons kan noem 'n aggressive taker of 'n aggressiewe taker. Nou dis die persoon wat sê wat joune is, moet myne word. Dis gierigheid. Dit is om te vat, selfs wanneer dit ander mense iets kos. Nou die meeste van ons sal waarskynlik onsself nie so beskryf nie. Maar dan 'n tweede punt op daai spektrum kan ons iemand noem wat 'n passiewe taker is. Nou 'n passiewe taker probeer dalk nie om iemand anders seer te maak nie, maar hulle lewe draai nog steeds rondom hulle self hoofsaaklik. Dis my tyd, my gemak, my planne, my geld, my wêreld. 'n Passiewe taker vra, hoekom moet ek my geld gee? Want hulle sien hulle self as die eienaar van hulle eie lewe. En die kultuur waarin ons leef akkommodeer en regverdig selfs hierdie tipe houding, 'n lewe rondom diself. Nou, waar Jesus ons begin vorm, is wanneer ons gewers raak, when we become givers in die wêreld waarbinne ons geplaas is. Nou dit is wanneer Jesus ons houding teenoor die wêreld begin verander. En aanvanklik, hoe dit lyk, is ons word, die derde punt op daai spektrum, word ons 'n versigtige giver. Ons begin te gee, maar ons tel nog baie versigtig die koste. Ons dien, maar ons wonder of daar nog genoeg sal wees.
en ons help, maar ons dra nog die vrees dat as ons te veel gee, daar dalk nie genoeg vir ons gaan oorwees nie. Ons is berekende gewers of cautious givers. Maar iets moois begin gebeur hier, want ons begin rentmeesterskap te verstaan. Ons begin besef, ek is nie net 'n eienaar, of ek is nie net die eienaar van my lewe nie. Ek begin vra, wat wil God hê moet ek doen met dit wat hy in my hande geplaas het? En dan begin ons uiteindelik die ingesteldheid van Jesus aanneem, die ware giver en contributor. Jesus was nie 'n versigtige gewer nie. Hy was radikaal in sy vrygewigheid, die ultimate giver en die ultimate contributor. Maar hoe? Dit is slegs moontlik om so vrygewig te wees wanneer jy glo dat God jou Vader is en in liefde vir jou sal aanhou sorg. Vrees maak dat ons terughou. Wanneer ek bang is daar gaan nie genoeg wees vir my nie, dan raak ek versigtig met wat ek gee. Maar wanneer ek weet dat my Vader sorg vir my en wanneer ek vertrou dat daar altyd genoeg sal wees in sy hande vir my, dan kan ek vryer word in my contribution, in my bydraes. Nou dis waarby Jesus uitkom in Lukas 12 vers 22 tot 24. Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie. Hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Omdat ons geliefde kinders is, kan ons vrygewig wees. Ek ken baie mense wat altyd 'n verskoning soek om nie te gee nie. Maar dan het ek ook 'n hele klomp vriende wat altyd 'n verskoning soek om te gee. Watter soort mens